As jy sukkel om jou skaapboerdery meer winsgewend te kry of om meer volhoubaar wins te maak uit jou skaapboerdery, dan het jy heel moontlik nog nie vir jouself die regte vrae gevra nie. En jy het heel moontlik ook nog nie regtig aandag gegee aan die antwoorde wat jy vir jouself gee op die vrae wat jy vra nie. So in hierdie video gaan ek 'n bietjie stil staan by die vrae wat jy vir jouself moet vra, hoe jy dit moet evalueer en dan wat jy kan doen om meer winsgewend te wees met jou boerdery. As dit jou eerste keer hier op hierdie kanaal is, baie welkom. My naam is Bram Coetzee en ek is al vir meer as 30 jaar betrokke in die skaap- en wolbedryf in Suid-Afrika. Die eerste ding wat ek sal aanbeveel wat jy doen is om te gaan kyk reg onder hierdie video. Is daar 'n skakel wat jy kan op gaan klik, dan doen jy die boerdery evaluasie. Ek het so 'n kort boerdery evaluasie opgestel, dis so 15 vrae wat jy moet antwoord. En as jy dan die boerdery evaluasie gedoen het, dan sal jy 'n goeie idee kry van waar staan jou boerdery ten opsigte van die top 20% skaapboere in Suid-Afrika. As jy die evaluasie klaar gedoen het en jy het nie 80% gekry nie, minder as 80%, dan sal ek jou aanraai om te gaan na my welvaart met skaap mentorgroep. Dit is 'n groep wat ek begin het waar ons boere help om volhoubaar te boer, om antwoorde te kry op julle spesifieke vrae ensovoorts. So gaan doen die evaluasie en dan kyk jy waar staan jy. Want dit is ook baie belangrik om 'n vertrekpunt te kry, want as jy nie weet waar jy staan nie, hoe gaan jy weet wat om te doen? Nou, die vraag wat jy vir jouself moet vra is, in jou skaapboerdery is, of in enige boerdery, is wat is jou grootste vrees huidiglik in jou boerdery? En wat is jou grootste frustrasie huidiglik in jou boerdery? Wat is jou grootste uitdaging in jou boerdery? En wat is jou grootste struikelblok tans in jou boerdery? Dis die vraag wat jy vir jouself moet vra. En as jy jouself geantwoord het op daai vraag, dan moet jy vir jouself gaan sê, nou hoekom het ek daai spesifieke antwoord gegee? Want dit is baie belangrik dat jy jou antwoord evalueer. Jy moet baie spesifiek wees as jy daai antwoord gee. Want as jy nie spesifiek is nie, dan gaan jy regtig mooi verstaan wat die rede is hoekom jy daai antwoord gegee het nie. En dan die volgende stap is dan om te besluit wat jy moet doen. Nou as daai spesifieke antwoord wat jy gegee het, moet jy vir jou dan self die vraag gaan vra. Kan ek iets daaromtrent doen? As jy die antwoord gegee het, kan ek iets daaromtrent doen? En as die antwoord ja is, dan moet jy vir jouself vra, moet ek iets daaromtrent doen? En as die antwoord ja is, dan moet jy gaan kyk na die volgende, ek noem dit die 4 lense waardeur jy kyk. Die eerste lens waardeur jy moet kyk is as jy iets moet doen omtrent daai probleem wat jy het, dan moet jy vir jouself gaan vra, gaan dit 'n bydrae maak om by my doelwitte uit te kom wat ek vir myself gestel het. As die antwoord nee is, dan gaan dit nie help nie. Jy doen dit nie. Die tweede lens waardeur jy moet kyk is, jy moet vir jouself gaan vra, gaan dit vir myself, as ek dit doen, gaan dit vir my tyd spaar, of gaan dit vir iemand binne in my boerdery tyd spaar? Die derde lens waardeur jy moet kyk is inkomste. Gaan dit, as jy dit doen, gaan dit jou inkomste verhoog, of jou vermoë om inkomste te verdien verhoog. En dan die vierde lens waardeur jy moet kyk is, gaan dit vir jou koste bespaar. As jy dit doen, gaan dit jou oorhoofse koste of dan jou veranderlike koste, gaan dit iets daaromtrent doen, gaan daar 'n besparing vir jou wees. En as jy dan op 2 of 3 van hierdie vrae ja antwoord, dan kan jy dit doen. As dit net op een van hulle is, dan moet jy vir jouself sê, dit is dalk nie die moeite werd om tyd daaraan te spandeer nie. So dit is hoe jy evalueer. Die vrae wat jy vir jouself vra, moet jy heeltyd deur daai 4 lense kyk. Gaan dit jou help om by jou doelwitte uit te kom? Gaan dit vir jou tyd of vir iemand in jou besigheid tyd bespaar?
gaan dit vir jou help om meer geld te maak of gaan dit vir jou help om koste te bespaar. En dit moet aan een van daai of in ten minste 3 van daai goed voldoen. En hoe meer dit aan al 4 voldoen, hoe hoër raak die prioriteit om dit te gaan doen. So dit is hoe jy die antwoorde wat jy op jou eie vraag gee, gaan evalueer. So daar is basies net 3 maniere hoe jy meer geld kan maak uit jou boerdery uit. Nou daai 3 maniere is jy moet meer kry vir jou produk. Jy moet dit goedkoper kan produseer. Met ander woorde, jy moet so jou winsmarge so hoog as moontlik maak. En as jy dit reg gekry het, dan moet jy meer van daai produk produseer. Dit help nie jy gaan probeer meer produseer as jy nie kan geld maak nie. So, jy moet eers 'n marge kry en dan kan jy begin om meer daarvan te doen. So doen dit eers reg en dan doen jy meer daarvan. So nou wat is die 3 areas waarop ons moet fokus om dan ons boerdery meer winsgewend te kry. Wat is die 3 areas waar jy vir jouself die vrae moet gaan vra om by die antwoorde uit te kom en om te evalueer of jy dit moet reg of hoe jy dit moet doen of hoe belangrik dit is om dit te doen. Nou die eerste een is besigheid en mense. Nou onder besigheid en mense praat ons van hoe lyk jou het jy besigheidsplan? Hoe lyk jou langtermyn visie vir jouself en vir jou boerdery? So wat is dit wat jy regtig wil doen met jou boerdery? Wat is dit wat jy met jou eie lewe wil doen? Hoe lyk jou waardes en beginsels? En wat is jou doelstelling? Wat is dit wat jy met jou lewe wil maak? En as jy daai vir jouself uitgesorteer het, dan moet jy vir jouself sê, hoe gaan ek dit in my boerdery toepas? Want as jou boerdery se visie en sy waardes en beginsels nie ooreenstem met jou persoonlike visie en waardes en beginsel nie, dan is dit wat ons sê, dit is nie belyn nie. En as dit nie belyn is nie, dit gaan vir jou baie moeilik wees om dan suksesvol te wees. So, en in enige besigheid gaan dit eintlik maar net oor stelsels. So, jou hele besigheid is 'n stelsel. So, jy moet weet wat dit is wat jy wil doen. Jy moet weet hoekom jy dit moet doen, of hoekom jy dit wil doen. En dan moet jy weet wie moet dit doen en wanneer moet dit gedoen word. En dan is daar stappe, prosesse, wat op mekaar moet volg, om dan reg te kry wat jy wil reg kry. Maar jy moet ook weet wat is jou resultaat. Wat is die resultaat wat jy wil hê op die einde van die dag. En dan is dit belangrik om daai resultaat te gaan monitor. Is dit wat jy gedink het jy gaan kry, is dit wat jy kry. En as dit nie is wat jy gedink het jy gaan kry nie, hoe korrigeer jy dit om dit reg te stel? En waar is die bottleneck? Waar is die probleem? Lê die probleem by die persoon wat die werk doen? Lê die probleem by die prosesse? Lê die probleem in die manier hoe dit gedoen word? Waar lê die probleem? En dan moet jy dit gaan regstel. Nou boerdery is in meeste gevalle dis 'n sikliese besigheid. So dis dieselfde goed wat herhaal jaar op jaar. So en enige suksesvolle besigheid is as jy die prosesse wat herhaal kan gaan jou stelsels gaan neerskryf en gaan uitsorteer sodat jy dan presies weet hoe daai goed gedoen moet word. Wat is die stappe wat gedoen moet word? Hoe moet dit uitgevoer word? Hoe evalueer jy dit? Hoe monitor jy dit? Hoe evalueer jy dit? En dan hoe stel jy reg? Want as jy dit nie doen nie, dan gaan jy elke keer dit moet hanteer asof dit 'n nuwe ding is. Jy moet van vooraf gaan dink, okay, hoe moet ek nou hierdie ding aanpak? Hoe moet ek hom nou gaan uitsorteer? En dis wanneer jy kom by die punt wat dit vir jou voel, maar jy is die enigste ou wat
kan dink. Jy is die enigste ou wat weet hoe werk hierdie ding. Ek sê, nou dag 'n boer vir my gesê, maar hy kan nie verstaan dat op sy plaas, hy sê vir die manne dieselfde ding, oor en oor en oor. Elke dag, hulle doen elke dag dieselfde ding, maar hy moet elke dag vir hulle sê hoe om dit te doen. En om dit te doen. Nie net hoe om dit te doen, hy moet ook vir hulle sê, doen dit nou. En hy kan nie verstaan, hoekom kan hy vir hulle self dink nie. En die antwoord is eintlik eenvoudig, dit is sy probleme, sy stelsels. Hy het nie 'n stelsel in plek nie, en die sneller of die trigger vir die werk om gedoen te word is die opdrag. So die arbeiders wag vir die opdrag. As jy nie die opdrag gee nie, dan gaan dit nie gebeur nie. So dit help nie raak kwaad nie. Hulle gaan wag vir die opdrag. Een van ons vriendinne het die gewoonte gehad, as hulle by ons kom kuier, dan het sy altyd vir die kinders voorgesê. As die kinders in die huis instap, dan sê sy vir die kinders, sê môre ombraam of middag ombraam. En die ironie is, daai kinders groet tot vandag toe nog nie, want hulle wag vir die sneller, hulle wag vir die ma om te sê môre ombraam, dan sê hulle môre. Nou as hulle op hulle eie by my aankom, dan groet hulle nie, want daar is nie 'n sneller nie. So dis dieselfde, dis maar dieselfde wat gebeur met jou arbeid. So jy het nie 'n stelsel in plek wat dan vir daai mense die sneller gee nie. So dis die vraag wat jy vir jouself moet gaan vra. Hoe lyk jou boerdery se strategie in totaliteit? Die oorhoofse stelsel, met ander woorde, wat is jou plan? En dan wie is dit, wie vat verantwoordelikheid daarvoor? Wat is dit wat gedoen moet word? Hoekom dit gedoen moet word? Wanneer moet dit gedoen? Wanneer moet spesifieke goed gebeur? En dan wat is die resultaat wat jy daaruit wil hê? En dan hoe meet jy die resultaat en hoe stel jy reg? Dit is maar in die groter sin van die boerdery. So nou dan die volgende vraag wat jy vir jouself moet vra is hoe lyk jou boerdery se finansies? Hoe lyk jou kontantvloei? Want is enige besigheid se voedingsader is 'n kontantvloei. Dis soos die bloed wat in jou are vloei. As daar nie kontantvloei is nie, dan kan jy nie boer nie. So hoe lyk jou kontantvloei? Het jy 'n kontantvloei begroting? Ek het nou reg met 'n vriend van my gepraat, toe sê my raak so dan moer, want die bankbestuurder wil heeltyd by hom weet, hy soek 'n kontantvloei staat by hom. En hy sê, hoe moet hy nou 'n kontantvloei opstel, want hy weet nie wat is sy inkomste nie. Hy weet nie wat sy pryse wat hy gaan kry nie. En na ek so 'n bietjie met hom gesels het, ek eintlik agtergekom dat die probleem is nie dat hy dit nie wil doen nie. Die probleem is eintlik hy verstaan nie lekker hoe om dit te doen nie. Want dit is 'n bietjie meer ingewikkeld as net sommer om 'n kontantvloei op te trek vir jou boerdery. So as daar nie iemand, as jy dit nie self kan doen nie, as jy nie regtig weet nie, dan is dit moeilik. Of as jy nie regtig 'n stelseltjie in plek het hoe jy daai kontantvloei bereken nie, dan gaan dit nie so maklik wees. Jy is sommer net van gaan sit en skryf 'n paar goedjies neer nie. So hoe lyk jou begrotings, hoe lyk jou kontantvloei vir jou boerdery? Hoe gereeld kyk jy na jou inkomstes en uitgawes in jou boerdery? Kyk jy na jou bates en laste? Hoe evalueer jy, waar staan jy op 'n maand tot maand basis in jou boerdery? Want dit is baie belangrik dat jy ook daarna kyk. Jy kan nie net na jou bankstate kyk, inkomste en uitgawes nie. Want dit kan wees dat jy nog net nie jou wol verkoop het, of jy het nog nie jou lammers verkoop nie. So jy is lelik in die rooi met jou boerdery, maar dit beteken nie dat jou boerdery nie werk nie. So hoe bou jy 'n veerkragtige boerdery wat jy kan skaal of groter maak? Die enigste manier om dit te doen is, jy moet gaan kyk na jou stelsels. Jy sal met stelsels in plek sit, wat vir alle take wat herhalend is, of dit op 'n dag tot dag basis gebeur, op 'n week tot week basis, maand tot maand, kwartaal, 6 maandeliks, jaarliks, elke ding wat homself herhaal, moet jy 'n stelsel in plek sit.
Want as jy nie 'n stelsel in plek sit nie, dan is jy die stelsel. So jy sal elke keer, om daai taak te kan verrig, moet jy elke keer daar wees, anders kan dit nie gebeur nie. So die enigste manier om jou boerdery te kan groei, te kan skaal, is dat iemand anders sal jy moet help met daai boerdery. So daar sal sekere take wees wat jy sal moet delegeer na iemand toe, iemand wat die verantwoordelikheid kan neem om daai take te doen, en dit net so goed kan doen en beter kan doen as wat jy dit doen. En daarvoor het jy stelsels nodig. Nou, wat bedoel ons met 'n stelsel? Weereens, dit is wat gedoen moet word, hoekom dit gedoen moet word, met ander woorde, wat is jou doel, wat is die uitkoms wat jy wil hê, en dan, wanneer moet dit gedoen word, wie moet dit doen, en dan wat is die prosesse, wat is die stappe, binne daai, wat gedoen moet word, wat opvolg. Die een ding moet eers gebeur voordat die volgende ding gebeur. En dan ook, wat is die standaard operasionele prosedure, met ander woorde, wat presies, hoe moet daai taak uitgevoer word, om die verwagte resultaat te kry. En dan moet jy 'n stelsel hê van, waar jy kan monitor, meet, en dan moet jy met data insamel, sodat jy dan dat jy kan weet of is jy op lyn met dit wat die verwagte uitkoms wat jy wou gehad het vir daai spesifieke funksie. En as jy die data insamel, dan kan jy sien of jy by jou doelwit uitkom. En as jy nie by jou doelwit uitkom nie, dan kan jy sê, okay, nou moet ek dit gaan regstel. En dan waar gaan stel jy reg? Waar is die bottleneck? Lê die bottleneck by die persoon wat die werk doen? Lê die bottleneck in die prosesse wat gevolg word? Lê dit in die tyd wanneer dit gedoen word? Moet jy dalk dit op 'n ander tyd doen? Of lê die bottleneck in die spesifieke prosedure, hoe dit spesifiek uitgeoefen word? So, en as jy daai ding doen, dan kan jy voortdurend regstellings maak en dit verbeter met tyd, sodat jy 'n besigheid aan mekaar sit wat sonder jou kan werk en wat 100% soos 'n geoliede masjien kan loop. Dit is hoe jy 'n boerdery bou met stelsels wat volhoubaar is en wat jy kan groei. Nou as dit dan kom by 'n groot deel daarvan is iemand moet daai werk doen. Nou dit gaan of jy wees, of dit gaan 'n masjien wees, of dit gaan 'n robot wees, of dit gaan daar is iewers gaan daar iemand of iets wees wat die taak moet verrig. Nou in die meeste gevalle is dit mense, dis jouself of dis jou arbeid of dis 'n bestuurder, dalk jou vrou of jou kinders, jou seun, wie ook al betrokke is in jou boerdery. Nou as dit kom by die mense, hoe lyk jou bestuur van jou mense? Hoe hanteer jy jou mense? Goed, dit bring my by bemarking en verkope. Nou wat bedoel ons by bemarking en wat bedoel ons by verkope? Bemarking is jou besigheid se naam, dis jou handelsmerk. Dis die rede hoekom mense by jou moet koop. Dit is hoe mense voel as hulle by jou gekoop het. As 'n ou byvoorbeeld by jou ramme gekoop het en hy ry weg op jou plaas, hoe voel hy oor sy aankope? Want as hy nie iets voel daarvoor, of as daar nie 'n gevoel by hom kom is dat hy het 'n baie goeie transaksie gedoen vandag, omrede hy by jou ramme gekoop het, want oor die spesifieke manier hoe jy jou ramme selekteer, die spesifieke manier hoe jy in jou boerdery te werk gaan, wat vir hom die versekering gee dat hy kwaliteit gekoop het en dat hy regtig vordering sal maak in sy besigheid. So dit is die gevoel wat hy kry as hy af wegry, is tevrede. Dit is handelsmerk. Dit is die rede hoekom mense by jou koop. Anders is dit net 'n kommoditeit. Hy koop maar net omdat hy 'n ram nodig het. Hy kan dit by enige ou koop. So hoe lyk jou bemarking? Het jy 'n aanlyn teenwoordigheid? Het jy 'n website? Het jy 'n Facebook page? Het jy 'n YouTube kanaal? Hoe lyk jou bekendheid? Hoe weet mense van jou? Dan as dit kom by verkope, is dit maar net eenvoudig die transaksie self wat gedoen moet word. As mense by jou koop, verkoop jy direk aan
aan die abattoirs, verkoop jy direk, verkoop jy deur agente, verkoop jy direk aan die publiek, verkoop jy direk aan die abattoir, verkoop jy, het jy kontrakte, hoe lyk jou verkoopstrategie? Wat se stelsel het jy in plek om te bepaal wanneer jy moet verkoop, wat jy moet verkoop ensovoorts. En dan, hoe voeg jy waarde toe tot jou produk? Kan jy waarde toevoeg tot jou produk? Hoe lyk jou boerdery opvolgbeplanning? Weet jy wanneer jy gaan uittreë of aftree? Hoe gaan jy daai boerdery van jou oordra na jou nageslag? Weet almal in die familie hoe dit gaan plaasvind? Wie gaan dit by jou oorvat, of wie is die persoon wat jy geoormerk het om dit by jou oor te vat? Is jou strukture in plek? Is jou besigheidsstrukture in plek? Sodat jy nie hoef, of die mense wat by jou oorvat, wanneer jy die dag nie meer daar is nie, dat hulle nie die plaas hoef te verkoop net om die boedelbelasting te betaal. Is daai goed vir jou, van jou in plek? En ook sodat jy konflik vermy, want jy wil ook nie die dag as jy doodgaan, dat die mense wat agterbly so kwaad is vir mekaar, dat hulle nooit weer met mekaar wil praat nie. Dit is totaal onnodig. So, daar is maniere om dit te doen. So, jy moet vir jouself gaan vra, het jy 'n stelsel in plek, het jy 'n struktuur in plek, om te voorkom dat hierdie goed gebeur, en om te sorg dat die boerdery soemloos kan oorgaan na die nageslag, en verder. Die derde been, waarna ons moet kyk vir meer winsgewende skaapboerdery, is dan produksie en bestuur. Nou hierso kyk ons na teeling, die eerste een is teeling en seleksie. En die vraag wat jy vir jouself moet vra is, boer jy met funksioneel doeltreffende diere? Hoe lyk 'n funksioneel doeltreffende dier? Hoe lyk die dier wat op jou plaas vir jou die beste resultate gaan gee, wat vir jou die meeste inkomste gaan gee, teen die laagste moontlike koste. So jy moet dit gaan uitsorteer, en dan moet jy 'n stelsel in plek kry van hoe jy gaan selekteer vir funksioneel doeltreffende diere. Het jy 'n teelbeleid, het jy 'n teelplan in plek, en dan hoe gaan jy, wat is die doelwitte wat jy vir jouself gestel het, ten opsigte van groei, soos byvoorbeeld, wat is die massa lam wat jy wil speen, persentasie gewys in verhouding tot die ooi se liggaamsmassa, of wat is die mikrons wat jy wil produseer van jou plaas af, wat is die hoeveelheid wol in verhouding tot liggaamsmassa, die wolproduksiepotensiaal, wat is jou doelwit, wat jy wil kry uit jou diere uit. En dan is dit natuurlik die voeding en bestuur van die diere. So hierso gaan ons maar net, dit is maar net die reproduksiesiklus van die ooi. Het jy 'n stelsel in plek hoe jy daai reproduksiesiklus van jou ooi gaan hanteer? Gaan jy 3 keer in 2 jaar lam jy 1 keer 'n jaar, het jy versnelde stelsels, intensiewe stelsels, gemaak jy gebruik van lamhokke? Wat is die stelsel? Want omdat dit 'n sikliese besigheid is, dis dieselfde ding wat oor en oor gebeur. So alles werk basies van jou paartyd af. So as jy weet wat die paartyd is, dan is daar 'n sisteem wat hardloop van 2 maande voor paartyd, jou voorbereiding van jou ramme, voorbereiding van die oeye, prikkelvoeding, paartyd, middragtigheid, vroegdragtigheid, laatdragtigheid, laktasie ensovoorts. So hoe lyk jou stelsel? Is alles in plek? Weet jy presies wat die stappe is? Weet jy presies wat die prosesse is? Weet jy presies wat die standaard operasionele prosedure is? Vir elke dingetjie wat moet gebeur binne die reproduksiesiklus. So dis die vrae wat jy moet vra en dis die antwoorde wat jy moet kry. Daar is 'n stelsel vir jou reproduksiesiklus, maar daar is ook stelseltjies binne elke aksie in daai reproduksiesiklus. So jy moet weet hoe werk dit, en dan moet jy, as jy winsgewend wil boer, moet jy sorg dat daai goed gedokumenteer is en dat elke persoon presies weet hoe werk dit. Dan wat dieregesondheid aanbetref, het jy 'n stelsel in plek om siektes te voorkom. Het jy 'n stelsel in plek om te voorkom dat daar siektes op jou plaas uitbreek. Met ander woorde, hoe lyk jou biosekuriteit plan as jy diere inkoop?
staan hulle in kwarantyne of wat maak jy? Hoe sorg jy dat daar nie probleme kom nie? Veral nou ons sit met 'n back and closure probleem, ons sit met 'n klomp ander probleme wat met siektes wat uitbreek op plase. So hoe lyk jou biosekuriteitsplan om te keer dat siektes nie op jou plaas aankom nie? Of dit nou met diere is of dit deur mense is of voertuie of wat ook al die geval is. Jy het 'n stelsel, jy het 'n stelsel in plek om te keer dat dit jou nie lam lê nie. Dan wat jou produksie en bestuur aan betref, gaan dit maar oor jou infrastruktuur en dan jou toerusting. Het jy stelsels in plek om te sorg dat jy op sekere tye, gegeewe tye onderhoud doen op jou onderhoud en herstelwerk doen op jou infrastruktuur om te keer dat daar nie krisisse goed gebeur wat jy nie voor of onvoorsiene goed met jou gebeur nie, want jy kan dit voorkom. Daar is baie goed wat jy kan voorkom as jy dit reg doen. So, hoe lyk dit met jou? Doen jy onderhoud op jou waters, op jou krippe, op jou windpompe? Hoe gereeld doen jy dit? Jou voertuie ensovoorts. Daar moet 'n stelseltjie in plek wees vir dit. En dan maak jy gebruik van toerusting, tegnologie, want dit kan ook help om sekere take vir jou makliker te maak. As jy te min tyd in die dag het, dan moet jy eintlik vir jouself net gaan vra, watter van hierdie take kan ek delegeer na iemand wat dit net so goed kan doen soos ek of beter, of watter van hierdie take kan ek outomatiseer, sodat ek dit met 'n masjien kan doen. Is daar meters, kan ek gebruik maak van 'n drone, kan ek gebruik maak van kameras byvoorbeeld, wat ek by my waterpunte opsit, om te kyk of daar water in die damme is, sodat ek nie elke dag hoef kilometers en kilometers te ry om te gaan kyk of die damme water het nie. Is daar maniere wat ek dit kan doen? Het ek 'n stelsel in plek om dit te doen? So, dit is basies die 3 fokusareas waarop jy moet fokus. En die vraag wat jy vir jouself moet vra. En my boodskap is, in boerdery gaan meeste van die goed oor stelsels. As jy stelsels in plek het en dis gedokumenteer, dan gaan jy 'n groot deel van jou probleme uitskakel. So, as jy nog nie die boerdery evaluasie gedoen het nie, gaan klik op die skakel hieronder, gaan kyk, gaan soek dit is of in die beskrywing of dit is in die opmerkings. Maar gaan klik op die skakel en dan gaan doen jy daai boerdery evaluasie, sodat jy kan sien waar staan jy ten opsigte van jou boerdery, waar lê jy persentasie gewys. En jy kan dan 'n screenshot vat van daai antwoorde wat jy kry en jy kan daai evaluasie gereeld gaan doen. Jy kan dit 1 keer 'n maand doen, jy kan dit 1 keer in 2 maande doen. Gaan doen daai evaluasie en kyk of jy vordering maak. As jy onder 80% het, dan is jy welkom om aan te sluit by my welvaart met skaap mentorgroep. Dis gratis en op daai groep gaan ons vir jou help om oplossings te kry vir jou probleme. En as jy regtig belangstel in my hulp, dan kan jy deel word van my welvaart met skaap top 20 mentorprogram. Dit is 'n program waar ons vir 12 maande deur al hierdie prosesse gaan en dan waar ek jou fisies gaan help om jou stelsels in plek te kry. As jy meer wil weet oor stelsels en hoe stelsels werk, gaan kyk na hierdie video wat nou op die skerm opkom.